eers dit nou die show, na die show, so kry vir jou wyn, gou, moenie worry nie, ek wag vir jou. Ek's Lisa, met die rooi hare en ek gesels met van die land se gunsteling bekendes, sodat jy nie hoef nie. En vandag se gas het 'n stem wat mens dadelik herken. Jy laat hom brand. Hy weet dit was dan weer gister. Oh, dis die super talentvolle, the one and only Jolande. Hallo. Ja, mens moet maar vir jouself klaar. Fantasties. Stop dit, ons klaar ons matchy moment. Ons het gechat hieroor nie. Ja, absoluut. Serendipitous. Heeltemal te veel. Hoorie, maar hierdie is nou soos die eerste keer wat ons actually ontmoet. Ja. En chat. Ons het mekaar al raak geloop, behind the stage, by ander plekke. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan wild. Dis baie besig op die stadium, maar ons is baie blessed. It's a very crazy time. Ons raak bietjie nader aan Desember nou. So ons show baie, like ons is nou al vir ons is 5 maande op toer met 'n nuwe album. So it's very exciting en ook om terugvoering te kry oor die werk wat ons nou al vir 2 jaar kind of vir onsself hou. It's amazing, it's baie rewarding. Ek wou ook nou vir jou gevra het, hoe like jy 'n wyn maak? Koud. Ek vir jou yskoue lekker wyntjie. Wow. Nog niemand het dit probeer doen. Ek baie goed is in sport en so nie. So sê vir my, wat doen jy gewoonlik op 'n Dinsdag as jy nou nie hier met my sit en wyn drink nie? Ek plot en scheme so. Ek plot en scheme so met die span. Ek weet nie, ek moet iets sê om te doen. Ja, jy kan nie net sit en niks doen nie. Ja, it makes me feel a bit useful. Slaap jy bietjie laat in die oggend, is jy 'n vroeg opstaaner? Aan die begin kon ek nie uit die bed uit nie. Ek het verlang te gesukkel om uit die bed uit te kom, maar dan besef jy flip wag nie vir jou nie. 'n dop ook nie. Cheers. So nou slaap ek laat of ek slaap vroeg of ek nou wil of nie. Jy werk maar om jou skedule, maar hoorie, ek het nou vir jou my eerste belangrikste vraag. Okay, is jy reg vir hierdie? Okay. En dit is jy bewus van die thirst edits van jou op TikTok? Soos byvoorbeeld Morning, Jolande. Goeiemôre, ek gaan met jou. En hoe voel jy daaroor? Ek voel dis heel ongevonde. En daar's meer. Daar's baie. Dit is vir my baie cool. Ek probeer, was 'n bietjie van distance tussen my en die skerm, ek moet sê, veral in die laaste 6 maande. Like, I try not to get too overwhelmed, maar ek hou dop. Maar ek het hulle raak gesien nou die dag. Daar's 'n paar mense wat so creative raak. Ek dink is nogal ek is nie te goed of mee om soos kan ek sê self-promotion nie. Okay. So dis nederig. Dis so nederig. As op 'n ander van die dag soos van die mense dit doen. Dit beteken hulle vereenselwig regtig met wat jy doen. So ja, dit is very entertaining. Ja, die comments is ook nogals hektiek, mense. Ek was nou eendag daar by my suster en toe sê sy dis baie weird. Thirst traps van jou broer op jou. Ja. Gewoon te kry. Jy scroll net in aan. Ja, so sorry Jana, ek is lief vir jou. Sorry maar ook nie. Kom hoor dit. 'n Boss by Brandy so by. Ja. Op daai noot is wat is een van jou crazieste interactions al met fans of 'n DM wat jy al gekry het? Sjoe, is dit stoute foto's? Dis stoute. Sjoe, net om aan te dink. Ons is al 'n paar keer wat weird is, soms word jy soos as mense sien as jou kar word jy gevolg, like so 'n paar keer na 'n show dan word jy soos gevolg. Ons het in 'n proper kind of race, soos 'n halfuur kind of car chase ingeraak na 'n show en dink dit was Rustenburg. Soos Tokyo Drift. Ja, en ons weet nie wie ons gevolg het nie, maar we tried to lose them for a good 25 minutes. En na die eerste 10 minute ek sê stop, kom ons sê hallo en toe na 15 minute raak ek sê sy die deure en ry en maak die tinted vensters en ja. Maar gebeur nie baie nie. Maar dit is crazy. En soos wat dink hulle gaan hulle bereik as hulle jou kry? As hulle nou stop en jy stop nou soos jy gaan soos 'n parking ticket, jy gaan soos 'n spoedticket kry. Like, what is the deal daarvan? Maar okay, vir daai fan wat jy nou so goed wou leer ken. Kom ons begin by die begin. Okay. Ek wil weet, hoe was jong Jolande? Was jy soos die
super pluggie klasclown of iemand op die stoepe rondgeloop het en gesing het? Ek was baie stil. Ek het nie probleme gehad met my eie geselskap nie. Maar ek dink humor het my 'n kind of 'n stem gegee baie vroeg. So ek het goeie vriende gemaak en net voor ek hoërskool toe gegaan het met dieselfde kind of komediese invloede as ek, and they watch the same material in dieselfde movies en dan ewe skielik besef jy dat humor is 'n way van gesels en dit kan jou in 'n gesprek in kry. Nie net, jy weet, om te veel te weet nie. So comedies helped me a lot and making friends. So Sê jy het dan so 'n bietjie te veel geweet vir baie mense. ek is net baie nuuskierig. So vir my is dit soos om onnodige inligting bymekaar te maak is such a hobby vir my. Net om dit dinge vir net jou? soos net te weet onnodiglik is ek hou van om dokumentêre te kyk, stuff like that. I don't know, I like gathering stuff. Wat is die Ek's laaste 'n bietjie van 'n documentary? information hoarder. Kom ons sê dit. Ek bly sê hoorder, want ek dog jy gaan op Nee, is hoarder. hoorder. Very man. Wat is die laaste dokumentary wat jy gekyk het? Ek het vanoggend een gekyk oor One Hit Wonders, Ooh. musiek en soft rock. So soft rock One Hit Wonders van 1977. Slay. Ja. So Ek's slay. baie into soft rock. Ek love soft rock. Wat is jou favorite soft rock liedjie? Ek love Baby Come Back. Deur Bingo Players. Die Bingo Players. Ek love Stills and Nash, Cross Stills and Nash. En ek love Joni Mitchell Ooh. Okay. Dis en die lekker. Eagles. En waar het jy nou hierdie liefde vir ou musiek gekry? In Dispatch? Of Ja. het dit eers later? Ja, my ouers se musiek. So Ja, ouers se musiek. hulle het nogal we didn't possess a lot of music, Hmm. maar my oupa het baie musiek geken. So as 'n song gespeel het hy vir jou gesê wie dit sing, wie dit geskryf het en like jy het amper nie 'n Ja. liedjie gehoor nie, want hulle was besig om te praat oor waar dit vandaan kom. So I guess I got over committed to finding out where things come from. Maar jy moes ook daai natuurlike instink gehad het om te weet soos okay, maar ek wil weet en ek Ja, gaan ja. dit onthou. Ja, Want baie mense hoor dit en dan is hulle soos never mind. daar was 'n platespeler in ons huis gewees, maar dit het nie gewerk nie. So ek het vir ure gesit not knowing what it does, maar ek het geweet die masjien werk nie meer nie en dit's uit fashion uit. So ek het vir ure gesit en maak asof ek weet wat dit doen. En toe ek eventually toegang kry tot plate, dit was dit quite significant. So nou Yes. collect ek dit en Wat is soos jou most cherished plaat ever? ek Norman Rockwell deur Lana Del Rey. Yes. Ek het een of twee prints van hom en did you know that there was a tunnel under Ocean Boulevard? Ek het 'n cool like 'n mint print. En Sorry, hoekom ek is hulle vir jou kaart so uit, maar- special? Album vind jou, dink ek, Mhm. op die regte tyd. Yes. So ek sal gewoonlik luister na 'n album digitally gewoonlik Mhm. en dan kruip dit in my lewe in en dan assosieer ek 'n sekere tyd met daai musiek. Ja, So dan as mense 'n plaat koop, voel jy kind of of jy 'n fisiese ding vir daai hè. tyd vas. Ja, Ja, soos ek sien jy ek wou nou net vir jou noem, dit is my favorite album van haar, van Miley Cyrus. ek sit dik jaloers. Ja, en dit was nie eintlik myne nie, dis originally my vriend se Okay. en hy het dit gekoop want hy was soos Oh. hy weet ek love haar album, so dan as ek by hom kom kuier, dan kan ons dit luister. Hmm. En nou is hy dood. So, steel ek die plaat. Ja, So sê ek, dis nou myne, dis my erfstuk. So dis my very much special plaat. So ek voel, ek verstaan daai koneksie aan daai fisiese ding, Ek verstaan. you know. Take Maar- you back. Stop, ek het nou Ek letterlik sal hoendervleis. So, terug net by hoe jy was in Dispatch. I mean, jy het in 'n klein dorpie groot geword. Ek kan ook relate. I mean, ek was in Potch. Dis nie so klein nie, maar dit is klein. En hoe was dit? Het jy ooit gevoel jy moes soos daar uitkom? You know, voor jy vasgevang word, want dis hoe ek gevoel het. Ja. Jy hoor kind of en jy lees baie myths Mm. en jy kind of al van vroeg af begin jy kind of die langtermyn storie vir jouself skryf en dan probeer jy uitfigure wat die waarskynlikheid is van jou location versus jou ambition. Ja. So ja, ek wou graag uitkom, maar dit was nie noodwendig dat ek nie gehou het van die mense daar of nie van die plek nie. Is net dat ek het drome gehad wat ek baie graag wou kind of reach. But I Yes. didn't want it to do it without them. So ek dink is ook nog so belangrik was even in die begin van my loopbaan en ek dink nou nog ook. Dit was daar koneksie nog steeds met die waar ek vandaan kom en Mhm. because it informs so much of what I do. Yes. Jy weet. So ja, ek dra dit maar nog altyd.
Was jy al ooit weer gaan jy terug daar, is jou maale nog daar? Ja, die family is nog daar so, almal is nog daar. En dan as jy Hulle daar kom, operate. is dit soos daai American Idol as hulle by die huis kom en is hierdie parade. Not much, maar wat nogal cool is jy dis 'n bietjie anders om na die winkel toe te gaan of so, maar is lekker om so met my ma te gaan en so aan. Ons maak 'n punt daarvan elke keer om winkel toe te gaan. Ek weet dis weird en Net om vir die locals hello te sê, jy weet. ja, ag ek dink ook ek dink mense kan soms 'n bietjie vasvang in wat jy weet, mense kan dit opspeel in jou kop, maar soms is net jy wat Spar toe gaan ook. So just moenie don't stop doing normal stuff because you feel like you're not allowed to do Exactly. Doen net jou ding en ja, ek probeer nie weird wees of weird voel by die huis nie. Ek dink dis 'n plek waar ek nog steeds voel ek behoort, waar ek meeste gemaklik voel. So mense stop en sê hallo en gekies en ek vang op met ou vriende en so en dit voel nie weird vir my nie. Dis So, lekker. Dit is nog steeds jou huis. Jou Ja. home, you know. Ja. So as jy soos 'n time machine nou kry, is daar een ding wat jy sou verander van jou kinderjare? Ek sou maybe vroeër begin instrumente speel. Nog vroeër, het jy nie soos op 4 al begin sing nie? Ek het vroeg begin sing, En maar toe nou, ek dink ek het begin sing want ek het die klavier ek het 'n orgel gehad, 'n klein orgeltjie vir 'n klein tyd and I really started experimenting met it. En Adams het die orgel gewaai. Okay, en dis ek Baie okay, orgel. cool, so ek sing nou. Maar ek wou nog altyd op die klavier gewerk het. So ek het myself baie keer in afperiodes hoërskool en tydens pouse of so sal ek by die klavier uitkom. So ek het kind of obsessive geraak met dit. So ek wens dalk ek het vroeër met dit begin, maar ek dink ek het op die regte tyd begin vir my. So ek ja. would have could have should have, jy weet. So is jy self-taught musician? Ja, very much. Maar ek Dis leer baie big met my band though. Ek gaan vir jou sê soos konstant leer my uit op gitaar en soos Luke wat op pianis is vir ons het my ook baie dinge geleer en so aan. Die internet is 'n wonderlike ding ook. Is great. Maar ek wat nog lekker is wat ek nou onlangs mee rond gespeel het was open tuning chords en goed. So soms as jy in 'n standaard sleutel Yes. gestem is op die Ja. gitaar dan ek weet dit was my limited gevoel na rukkie en baie van my songs is in daai way geskryf so nou onlangs jy tune net rond en jy tune elke snaar according to die harmonie wat vir jou sin maak in jou oor en sodoende maak jy vir 'n nuwe palet in daai way. So now I'm really getting into I guess guitars. Maar dis insane dat jy daai oor vir dit het, want nie almal het dit nie. Ja. You know, jy kry musikante wat daar buite is, maar hulle kan nie dit doen nie. Ag ek dink is wat jy wat jou influence. Ek hou van baie om te ontleed. Jy weet soms kan iets te kompleks wees en jy kan iemand baie vinnig overwhelm, maar ek hou van om lae op mekaar te sit. Eenvoudige lae, maar nog steeds textured op mekaar, jy weet. Dat daar iets is om in jou to sink your teeth into. Dis vir die wat nou nie verstaan wat law is nie. Dis nou mos nou as jy nou Ja. asking for a friend. Yes. So vocal layers, of sal ek Yes, sê, yes. instrumental layers, die goedjies wat jy insit in 'n song as jy dit bou om die melodie wat jy maak. Ek sê altyd soos as jy werk met harmonie, en as jy verskillende instrumente het wat almal saam praat op dieselfde tyd, is belangrik om spasies in te reken sodat al die instrumente praat of vir mekaar spasie gee. Dis soos en dan as dit werk op die einde dan weet jy, okay cool, hulle staan nie mekaar se pad nie. En ja, maar dit is om daai dis is 'n sommetjie wat jy moet oplos. Eintlik, dis hoekom hulle ook sê wiskunde en musiek is mos so. Ja, en ek is horrible in wiskunde. Rara! Ja, dis nie my sterkte. En nou is jy amazing in musiek. Oh, dankie. Okay, so never mind, hulle loop nie so nie. Teoreties, ja. Ja. Maar ek was nie baie goed met teorie nie. So practically I'm better with music. So ek sê ek's baie meer op die oor en instinctive. Wat dit soms nogal interessant gemaak as ek gewerk het so met mense wat baie tegnies trained is of production gewys. Dan leer jy hulle taal praat en jy leer by hulle actually wat hulle ook doen. En dan moet jy self aanpas by hoe hulle Mm. dit voldoen. En jy het op 'n jong ouderdom met daai tipe mense begin werk, Lucky me. nê? Soos ek het iewers gelees jy was 20 toe jy jou eerste rekorddeal gekry het. Ja. Dis insane. Ja, dis wild. Soos het jy as 20-jarige besef, wow, this is happening now. Like what's happening? Nou is die wêreld towards my oyster. Ek het ek moet sê I don't know, I was very wat die woord delusional. Maar ek het maar toe De Lulu. Ja, is dis 'n lulu en ek dink my kop is maar dat wat ook al gebeur dat
daar 'n sekere uitkoms sou wees. Ek het gehoop vir daai uitkoms. So toe dit gebeur het, in a way, was dit soos, uiteindelik, finally. Maar nou dat ek terugdink, is ek soos, die feit dat ek eintlik gesê het, uiteindelik is so like, is dit soos, Dit was nog dit nie. moet, ja, so, hoe langer tyd verbygaan, hoe meer raak ek dankbaar, en besef ek hoe onwaarskynlik dit was. So, om so vroeg te doen, en ek is baie bly dat ek vroeg kan ek begin sing het, en verskillende plekke begin in werk, toe ek in Yes. PE by 'n studio uitgekom het, toe het hulle vir my geleer oor musiekproduction en wat klank is en hoe klankgolwe werk en al die goodies. So toe ek vir die eerste keer vir my album in 'n studio inklim, het ek nie gevoel ek weet presies wat ek doen nie, maar ek kon Jy was nie nog heeltemal bylas. nat agter die ore Ja, nie. ek kon bylas. Ja, en nou sit jy met byvoorbeeld jou most streamed liedjie op Spotify, het oor die 8 miljoen streams, en dan op YouTube het dit oor die 11 miljoen streams, 4 op die water. Jy weet, daai saam is soos die population van Beijing. What? Ja. Ek het gou gaan wiskunde doen. Dit is ongelooflik. Dis insane om dit te dink is, as mens, want jy ja. sien altyd, ek sê ook vir almal, jy sien nie getalletjie, maar jy besef nie die hoeveelheid mense wat dit represent nie. Ja. En is dit nie vir jou ook soos, is dit baie keer scary nie? Ek dink dis na sekere hoeveelheid nommers, soos jy aan die begin jy kan of jy nommers stop, en dan na rukkie is jy soos, okay, hierdie raak nou wild, en dan na rukkie is jy soos, this is ridiculous, en dan is jy net soos van, okay, cool, ek weet niks. Ek weet kan nie, nie, ek's net hier so by die kuierplek, Ja. and I'm just gotta be, like, you're just here for the party. So ek dink, toe dit in die miljoene ingaan, obviously my span was nogal tevrede Nogal gewees tevrede? met die ongelooflike terugvoering wat ons gekry het vir die album. But I think wat vir my belangrikste was in daai tyd is dat people got it. Yes. Jy weet, dit was 'n baie vreemde konsep en it was very kind of out there, maar dit was so embraced en om deur te breek in daai way, dit het soveel beteken. Maar dit was kind of, Vier op die Water was na my eerste album. Ja, ja, ja. So toe het ek al reeds 'n album uitgehad en het probeer om 'n naam bymekaar te maak. So toe Vier op die Water uitkom, het dit nie net, kan ek sê, vir ons gehelp om daai album te bemark, maar dit oorgetrek na wat ons gedoen het voor die tyd. En vir die mense wat nou al vir 'n rukkie geluister het, gevalidate en gesê, dankie dat jy al vir 'n rukkie luister, you know. So dis amazing. En nou is dit soos 'n staple, you know, in elke liewe Afrikaanse playlist. En ek wil nou juist praat oor een van jou heel eerste bekende liedjies, en dit is Die Lyn, Ja. né? Los ons alles op die lyn. Wie is die lyne en hoekom is ons alles op ons? Daai grap was ek het hom al, dit was soos hier in my cerebellum gewees en ek het dit nog nooit dankie dat jy het, maar jammer. Is dit nie? Ja, dit Nee, dis 'n not fantastiese applicable. joke, maar ek moes net mooi watch om dit nie te sê op die verhoog nie. Die lyn was kind of, ek het dit geskryf nog voordat ek geteken het. Daar was hierdie een, ek het actually nou ons vertel op 'n show. Daar was die ou wat saam met ons geswat het op college, by die Waterfront Theaterskool in Kaapstad. We were studying theater. En daar was hierdie ou genaamd Michael Fenn. En Michael Fenn het baie van die rolle gekry, want hy het baie vroeg begin gym en hy het baie sportief gewees op hoërskool. Rude. So, you know, had a great physique, baie mooi na homself gekyk, en toe bo op dit, toe begin hy nog gitaar speel ook. So, like, Come on, dude. Was hy snaaks? he didn't leave a lot for the rest of us. Nee. No. So, en eendag toe het Michael Fenn gesit en gejams soos hy altyd gedoen het, na klas, en hy het daar gespeel, en het was semi kind of wat die lyn se intro geword het. And I was busy about, jy weet, ek het geskryf oor my huis te mis, en Dispatch, en dit was die lyn. Weet jy, die musiekvideo was baie interessant ook, want dit sou 'n lyric video gewees het, en ek het kind of hard genegotiate om met nie 'n lyric video te maak nie. In die oggend van dit, toe sê Christian van my, kom ons maak net 'n musiekvideo, ons gaan dit klaar anyway shoot, en hy was op die foon, en toe sit ek en hy in 'n kamera, en 'n Mercedes wat ons geleen het, en die oom wat die Mercedes geëien het die rookmasjien vir ons gewerk, en toe het ek bottels gegooi, en sonder lisensie rondgejaag, vir 'n paar ure in 'n dag, maar dit het die chaos kind of vasgevang, die chaos vasgevang van wat dit voel, Ja. om vasgevang te wees in 'n plek waar, En nou lewe dit. ja, En dit hou aan lewe. En jy is 'n avid liedjieskrywer, né? Jy skryf al jou liedjies, né? ja. Ja. So great. Is daar een liedjie wat jy dink nou soos, oh my word, what was I thinking? Ja. Wat is Ja, dit? elke daar kom probably like half of them. Nee. Ja. Maar ek dink Was dit jy is so Spotify al gewoonlik het ek het nou eendag toe hoor ek iemand sê dat
gewoonlik as daar 'n album is wat nie noodwendig vir jou klik nie of 'n song of 'n era en 'n kunstenaar wat nie met jou klik nie, is dit gewoonlik 'n transitional album. Dis gewoonlik waar daar 'n paar skuwe kom en gewoonlik na daai album of na daai track dan is dit asof dit sin maak. Ja. So I think here and there's been phases in my career waar ek so moes eksperimenteer na die linkerkant toe dat dit van die goed wat in die middel is net mooi, jy weet, ook na die kant toe getrek het. So Exactly. sometimes you need to experiment far to the left to make what's in the middle seem a bit more Ja. textured. En byvoorbeeld Miley Cyrus is ook die perfekte example, voel ek. Goed, ja, ek het Endless Summer Vacation van hom actually op vinyl en dit was ook amazing album, maar ek dink obviously Plastic Hearts is wat dit verander het en wat dit geklik het vir Ja, nee. Anyways, een van my favorites. En dan, soos, as jy nou jou eie musiek luister, nee, voel jy partykeer ook soos oor jou eie stem? Want ek dink altyd by myself, luister musikante hulle eie musiek. Because jy moet as ek my eie, dis is om jou eie voice notes terug te luister. Dis partykeer soos ek dink is die moeilikste gedeelte van soos om te begin sing ook, want jy moet kan of gewoond raak aan hoe jy klink. En die maklikste way vir dit is om recordings te doen. So om jouself op te neem. Dit was actually compulsory by die studio waar ons was in PE dat ons elke maand moes ons 'n liedjie of 2 leer en dit opneem. Yes. En dan moes jy terughoor en saam met mense sit en dit ontleed, which is a very painful process. Maar dit het vir my vroeg geleer dat jy moet kan kyk na die portret wat jy verf. Is baie belangrik, want as jy nie doen nie, jy kan nie verwag dat iemand anders daarna kyk nie. So ja, luister na jou stem, neem dit op, is nie lekker nie, maar ek dink dis hoekom dit I had a very limited range when I started singing. So ek het baie hoog begin sing en te breek my stem, which limited my vocals. En dankie tog vir dit, cool. actually. So having a limited range helped me to figure out how I can reach certain notes en toe dit my gehelp om bietjie meer aan resonator werk. Jy weet, om dit in 'n ander plek te sit wat gemakliker is om die note te kan kry. Nie noodwendig so sterk of dalk in 'n way wat 'n belter of 'n opera sanger sou nie, maar in 'n way wat uniek klink tot my resonansie en gemaklik te word met dit. So proud te luister jy voice notes. Ja, doen Hoe dit. voel jy oor die Taylor Swift voice notes wat sy self geniet het? Ek Gaan ons ek- 'n slukkie wyn vat vir dit. Ek dink die mense hoef vir alles te betaal nie. Nee, Ek Nee. dink ek's baie lief vir haar en ek dink ons quite merit in die nuwe album. as jy close. Ja. Ja, ons is quite dat. Worry. Maar soos ek hou nie van noodwendig om behind the scenes te deel nie. Is nogal vir my interessant. Party mense record hulle musiek en van die begin af in die studio, hulle vat mense saam op die journey en sê ek skryf hierdie liedjie nou, ek het hom nou net begin skryf en hulle vat hulle deur. Dis my soms moeilik. So is vir my makliker om 'n konsep te kry 'n wêreld te create en dan dit Ja. jy weet en dan nou soos ons het nou nog goeders wat uitkom vir my nuwe album aanklank, documentary footage en goeders, maar ek voel dat ek wil eers die album en alles vir die album uitkry voordat ek vir hulle wys hoe dit gemaak is. Ek wil net vinnig I don't want to show them what's behind the curtain just yet. Nee, nog nie. Ja. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar ek gaan net sê elke song moet horrible klink voor dit goed klink en jy moet so gemaklik word met die feit dat jy gaan soms klink jy gaan horrible klink want jy Sê dit besig om nou die vir noot Taylor Swift. Nee, vir alle musikante daar buite, jy gaan horrible klink elke nou en dan. En jy moet, want dit is jy dit uitkry, jy moet dit sing en jy moet hoor dit klink sleg en dan maak jy 'n beter decision en so file jy dit af. Yes. Ek dink die voice notes wys eintlik vir mense wat bietjie min vertroue het in die nucleus van 'n idee. It can become something beautiful as it nie initially is nie. Ja. Maar O, lol. maar ek gaan nie nou my voice notes al uitstuur nie. Nee, ons sal dit jy kan dit net vir my stuur, moenie worry. Okay. Ek sal dit nie Deal. leak nie. Sure. How? Who? Os. Oh. I made all these words with just 4 letters. Think what you can do with a whole alphabet. Print your own words at Lampiridai Lights. Is daar enige song wat jy geskryf het aanvanklik en wat jy voel vandag het dit dalk nou soos bietjie van 'n ander betekenis teenoor toe jy dit nou release het? Ja, dis 'n paar actually. Die lyn is een van hulle. Yes. Ek kan nie knew what it was about
voordat ek terugkyk het ook en besef actually what I meant. It happens a That's lot. cool. For even my vaai ook byvoorbeeld. Ja. There's a lot of stuff and phrases that I put in there en toe ek terugkyk toe besef actually wat het gebeur. Baie van het gebeur met Rugsak, my derde album. So a lot of that, it was just 2020, wat baie vreemde tyd was obviously vir almal. Yes. So there was a lot of introspection en manic introspection, so ek sê ook, want jy voel, is 'n time limit, jy moet die album uitkry. So I didn't filter a lot of my thoughts, and just het uitgesit. En ek dink, I don't know if it was healthy or unhealthy, but I now in retrospect know that I said what I meant, even though I didn't know it. Ja, ja. En jy sê nou jy het soos partytjies net daar buite gesit. Is daar enigiets wat jy voel soos mamma, pappa moet ook nie hier luister nie van die lyrics? Ja, ek het ek 'n song geskryf op Brugsak wat gaan oor soos like motivation en oor soos fiksheid en die songs nou ons motiveer. En 'n paar mense het vir my gevra of dit oor sekere ander dinge gaan en ek was soos nee, en toe gaan luister ek terug daarna en nou is ek self nie seker nie. Ja, was ook 'n paar questionable lyrics in die nuwe album, maar dit het so lekker gerym. En as dit lekker rym. Sit hom Okay. in die song. So anyway, Jolanda, jy laat my bloos. Ja. So as 'n songwriter. Is daar As 'n erotiese liedjie skrywer, ja. Ja, is daar een liedjie van iemand anders wat jy wens jy geskryf het? Enigiemand? Ja. Stormnag van Revense, Yes. Reisiger ook van Revense. Okay. So Revense, pas op. Hy's op pad. En dan Brendan Piper, Brendan het 'n song uit genaamd Insomnia. Insomnia. Massive. 'n paar jaar terug, like soos 'n jaar voor dit, het mense wat ons het mutually in ons span gehad, so soms gooi ons idees rond. En een van hulle in die span het gesê, hulle die woord insomnia by my gedrop en hy gesê ek weet nie of I'm not sure. In daai oomblik was ek is seker nie. En toe met Brendan het obviously brilliantly gedoen en ek sê, oh damn it. I should have taken it. Maar ek dink dit eindig op by weet met opeindig. Yes. Ek het noudag gesê, dit voel soms as jy nie die idee vinnig genoeg vat nie, gaan dit opeindig by iemand anders. Ek onthou destyds soos raai ek in die kar saam met Adolf, my guide en A&R destyds by Sony. En hy het sê, weet jy wat sal nog 'n cool naam wees? 'n cool song naam en dat die hele album kon spesifiek like die woord lover. Dis so 'n lekker woord lover. Jy weet, dit vat dit so saam en is like en toe kom hy so like 2 jaar later uit met Lover en sê ek sê, yep, that's why he got the job. That's crazy. Ja. Hectic. En dan nou obviously na jy die song geraai het, moet jy op die verhoog gaan en hom perform. Die lekkerste gedeelte. Ja, is dit vir die lekkerste gedeelte? Oh yes. Ek wou nog ons. It takes a lot more. Yes. Die ding is met 'n studio, dis 'n baie gerieflike omgewing. So jy kan in jou pyjamas sit en rekord. Oh ja, en veral met die nuwe album, ons het so moeite gedoen en kersies gekoop en goed by die dak gang en we really set up a space. Ek en Graaf het 'n spasie create, 'n meditative space waar ons like saam gesit en created and we really like wanted to zone in on it. Die vraag was nou weer? Dat perform vir jou die beste is. Right. Die beste deel. Dankie. Ja. Sit uit, plameer dit. So gerieflike omgewing. En verhoog is kind of a one take, jy weet. So die acceleration, die kry jy soms om daai song te sing in 'n manier wat jy nie sou in studio nie. Jy sing harder, jy sing met meer mening en want jy weet jy het net een shot. So ek dink dis hoekom ek dink veral nou ek het ook die laaste paar jaar agtergekom ook live performances of sal ek sê footage van live performances is so populêr soos musiekvideo's want mense ervaar dit en hulle sien dit in die oomblik gebeur het en hulle waardering of so ja, om dit verhoog te vat is die beste. Even toe ons die album geskryf het, was dit soos ons skryf 'n soundtrack vir 'n tour because dis waar ons geld maak en voel ons 'n verskil maak. En so stres jy nog voor jy op die verhoog gaan? Ja. Elke keer? Ja, elke keer. Gelukkig is elke keer iets anders. Okay. Ek dink die beste ding wat jy kan doen is om so voorbereid as moontlik te wees en jou dinge te ken. Maar wat gaan gewoonlik deur jou kop? Is dit soos almal wat ek onthou die woorde, is die liedjies se woorde? Ja. Ek dink soos as jy op die verhoog kan
moet dit al klaar, jy kan nie eers dink daaraan nie. Dit moet soos locked in. Jy moet so confident wees dat die mense kind of daaraan dink eers mee nie. Maar dan gebeur dit, sodra jy confident is, dan vergeet jy woorde van 'n liedjie wat jy al vir 10 jaar sing. Maar ek dink wat ek wel verwag is dat ek gaan nou vir 'n halfuur of 35 minute of vir 'n uur of hoe ook al dit lank is, gaan ek gou moet volley met mense. En die mens kom in die eerste 5 minute agter hoe intens die game gaan wees en so aan. And sometimes is knockers weer terug vir mekaar en is baie lekker. And that's chemistry. That makes shows and live music good. Dit is ook vir my die 5ste deel om as mens op die verhoog kom met die mense te interact of en dit is basically wat jy doen. Oefen jy jou danspassies voor die tyd? Nee. En jy speel? Nee. So dit is absoluut net natural raw talent. Dis wat jy dit moet doen. Jy moet gaan ek moet sê dit soms ook jy kan nie altyd dans nie. Soms as jy die tempo van die sang is hoog, maar jy vat hom se belade want die energie is contained. So jy moet kind of jy werk met dit wat vir jou gegee word. Ja. Wat is soos jou favourite liedjie om te perform? Skit. Skit. Ons het hom nou dis lekker jy leer ken waar die songs werk en nie. Ons het die toer met hom begin oopmaak en that was great and nou doen ons dit net voor die einde. And it just I don't know it lights me up and it lights everyone up and it's a lekker jol song so. En dis ook ons het geskryf het so. Ja, dit moet lekker wees vir jou om te perform. So, of course. Is daar een liedjie wat jy voel, okay, is net tyd om 'n bietjie van die settlers af te haal? Ja. It's time. Ja, ek sing Your Man Off is just vir baie lank. Ek sing it's just a country standard what ek dink. Let that man go. Ja, let it go. Let it go. Maar wat nogal cool is oor jare met elke nuwe sang wat jy skryf, dan supplement jy jou dinge so. Got one more to go. Ja. Maar ons het 'n paar ander songs wat ons gaan tribute nou ook so. Nice. Ek wonder ook nou soos kyk ek was ook al by baie shows van een band byvoorbeeld en dan voel jy baie keer okay, doen dit elke keer dieselfde ding. So hoekom hoe maak jy dat dit elke keer 'n unieke ervaring is vir die persoon wat dit weer kom kyk? I think you focus on the difference in the room and the difference is the people. So you focus op hulle. Ek dink is ook jy kan nie elke keer die show dieselfde doen nie. Ons baie even nou nog, ons hou die gehoor dop en ons haal liedjies uit en ons sit liedjies in sommer op die verhoog. En gelukkig is die ouens op dit en Constant en Andri en Du wat soms mee speel en Luke, hulle is reactive so ons verander die soms die setlist. Soms het jy reg gemaak vir 'n rocking show en dan kom jy uit en as mense sê okay cool, hulle chill, let rooi wyn, hulle is besig om te wine and dine. Hulle wil net bietjie, hulle wil 'n rustiger vibe hê. En dit beteken nie hulle waardeer dit minder nie. Beteken net hulle wil iets anders hê. So dit maak die show anders. En at least het jy daai range om te kan aanpas by dit. Ja, jy moet baie songs in jou back pocket hê. Ja. En dan hoe hou jy jouself grounded as jy nou by daai shows is waar die braas op die stage gegooi word en die jockstraps en die en die rose. Ja. Dis hoe is jou ego nie so groot nie. Jy's so nederig. Jy bly nou die tyd en sê hallo as jy kan. Is dit? Ja. Dis ook een of uitfigure. Eerstens dit bring jou energie vlak af. Want it vat tyd. So that brings you down from that very much that high feeling of being on stage. En dan chat jy met die mense en dan ervaar jy dit en hulle gee vir jou terugvoering, good and bad, very honest. Which is ek bedoel dit is wat dit is. We're there to receive that information. En daar besef jy kind of hoe hulle daar voel. So dit hou mens kind of grounded en dit laat weet vir jou, okay, show het goed gegaan, hierdie goed gegaan, maar jy moet gewerk aan hierdie potjies. So jy gaan en jy doen dit en jy kom terug en jy sê okay nou, hoe is dit nou? Ja. Is daar mense wat reg het na jou toe kom en sê dit. The audacity. Ek dink mense wil weet waar hulle musiek vandaan kom. Hulle wil weet waar hulle kos vandaan kom. En hulle voel dat hulle wil terugvoering gee op wat hulle ondersteun en in glo. And I don't think taking ek sê nie vat alles aan boord nie en vat dit van waar dit af kom. Ja. Maar sometimes the information is valuable. But los mense wat quizzes doen en vir mense sê jy weet gee vir ons feedback want ons wil weet and so I don't think that my industry is like absolved from that. Ek voel nie dat ek nie terugvoering kan kry nie as almal anders dit kry nie. Partykeer sê mense ook, okay wag, daai plant irriteer my, skuif 'n bietjie links, dan is ek soos cool.
Maar dan sê hulle lelike goed wat mens nie kan verander nie en dit is bietjie Maar dis ook moeilik. waar jy kan verduidelik. Mm. Ek dink soos nou die aand het ek gesels gehad met 'n baie aangename vrou eintlik na 'n show en sy het my gepraat oor 'n nuwe album en Yes. sy het gesê dat ergens vir een of twee songs het sy nie noodwendig verstaan of jy weet, en toe gee ek vir konteks oor dit en toe sy het weggeloop met 'n ander jy weet understanding oor dit en ek kon my sê en sy het daar gesê en dit was so great om mekaar 'n drukkie gegee na die tyd en sy sê van thanks dat jy even just omgee genoeg. Ja. Dat mens daai kan chat. I mean, she came to the show. I mean, Ja, wel. so I En mean, dit is hulle ook wat op die einde van die dag dit moontlik maak dat ons kan doen wat ons doen. absoluut, So, ja. absoluut. En nou wil ek bietjie pivot. Okay. Alright. Mhm. Nog meer oor Elandrey. Ek het gehoor jy love kos maak. Ja. Hoorie. Ek haat kos maak. Waarvan al? Hoekom hou jy nie daarvan nie? Ek wil soos in Spy Kids die ding in die microwave kan sit en dan boep, dan sit daar. Mhm. Dis net vir my moeite. Mhm. Alright. Maar jy love it. Mm. En as jy nou kon beskryf of soos as jy jou musiek moes beskryf as 'n kos, wat sou dit wees? Ek soos 'n tuisgekookte Sondagete. Ek sê dis ek het wil hê dit moet voel. I want it to feel familiar en lekker en bietjie stout en bietjie te soet, 'n bietjie te veel suiker en bietjie te veel sout en so ons maar I want that. Ek wil hê dit voel soos lekker bord Sondagkos. Love that. I don't want to make fast food. Nee. Ek weet dit klink vreemd. Ja, nee, dit maak sin. Jy wil nie net 'n one hit wonder wees basically nie, wat Yeah, you want Ja. something to really like low GI. Worry. Mm. En dan moet ek ook weer vra soos, weet jy wat sê die reëls van 'n lekker braaibroodjie? Ek het geen idee. Ken jy daai liedjie? Nee. Wat sê Ek het die gehoor- reëls ek het van al- 'n lekker ek het al- braai? Ek het haar ontmoet by Jy ontmoet? ja, Oh my word. ek het haar ontmoet by Parelbergfees dink ek of ja, dit was by Weskus laas jaar. Dit was eintlik ek het halfpad in die gesprek ek het actually nog gesels en halfpad in die gesprek te besef ek dit is sy dit is my word Sy is wêreldberoemd. respect my means. Dit is insane. Maar nee, ek kan nie die reëls onthou nie. As jy nou 'n Elandrey special edition braaibroodjie moet maak, wat sê jy op hom sit? Dan moet jy nie op wees. Ek like ook 'n chutney. Dik tomatie. Dik tomatie. Dik tomatie en caramelized onions. Okay. Caramelized onions. Oh ja, Ja. eerste is 'n balsamic. That's it. With a spice suit, so chutney, balsamic en dan Nee, maar dit tomatie. is Tomatie kind of balanced balanced dit out. uit. Dis hoekom hy so dik moet wees. en volgraanbrood. Holgrain, is die lekkerste. So basically die classic, maar net met 'n bietjie van 'n twist. Ja. Soos jy. Baie dankie. Kyne. Nee, you can- Nee. You're calling me a classic. Dankie baie. Maar ja, nou laastens moet ons chat oor daai nuwe album van jou, Aandklank. Mm. Sopas gerelease hier in Julie in hierdie jaar Mhm. en jy het dit independently released. Hoe voel dit? I get it. I get it. I get Dit hierdie album, ek dink is meer as net 'n album, soos jy sê, is onafhanklik ook en ek is die mees uitdagendste proses gewees van my Mhm. lewe nog steeds. Maar weet jy dit het vir my kind of nuwe hoop gegee en nuwe vertroue in my en my span en Ja. dinge wat ons kan vermag en dinge wat ek vir hulle gesê, ek dink jy kan hierdie goed doen en dan doen hulle dit en dan sê ek, "Gee whiz, jy doen dit baie beter as wat ek gedink het jy kon dit doen." So om te sien hoe my span en hoe almal net opgedaag het en bygelas het tussen deur al die ander dinge wat mense doen. Ek dink wat mense nie baie besef nie is baie van my collaborators werk op verskillende projekte op dieselfde tyd. Yes. En vir hulle om tyd uit te neem om nie net musiekvideo's te maak nie, maar ook met tussendeur alles te produce en nog steeds hierdie gehalte te deliver het vir my soveel beteken en om met die OG collaborators te werk weer soos om weer te sit met Christian en Christian het ons gehelp om ook 'n talkshow te shoot en vir my talkshow weer 'n talkshow plug. Dit was wonderlik en it feels blessed to do it with people that I trust. Ja, jy weet. en I mean na so lank ruk wat jy by 'n record label was, wat was daar 'n spesifieke rede hoekom jy nou gevoel het nou is die tyd dat ek independent dit gaan doen? Ja.
Ek dink is baie belangrik om jou beloftes te hou. Mhm. En ek dink toe ek my kontrak geteken het, toe ek 21 was, het ek beloftes gemaak en hulle aan my en ek dink ons het mekaar gehou by dit vir die duration van wat ons voor ge-agree het en toe ek klaar is met dit, het ek gesê dalk kan ek wat ek geleer het by julle vat en dit nou toepas. So en ons kyk nog altyd saam na die musiek wat ons al gedoen het in die verlede en ek het baie goeie verhouding met my voormalige maatskappy ook nou. Maar ek That's voel so 'n good. bietjie of ek graduated van record deal skool af en Ja. of ek so 'n bietjie uit die nes uit geskop is. Nie geskop is nie, maar soos uit die net uitgetree het. Ja, jy's nie Ja. meer dieselfde mens as wat jy was toe jy Ja. gesign het nie. Ja, en Met dit is lekker groei. om dan nog die foon te kan optel en vir daai mense te kan vra vir raad as jy dit nodig het. you Dis know. is om nog vriende te wees met jou ex. Lekker. Bietjie weird, maar dis fyn. Dis moeilik, maar dis totally moontlik, jy weet. Ons almal werk vir musiek. Of ons nou vir een company werk of ons self werk, ons almal Mhm. is kollegas en so. Ek love it. Wat is jou favourite liedjie op jou nuwe album? Skint? My gunsteling song is Eerste Dans. Dans. Eerste Dans, ja. Ek dink is nommer 5 op die album, nommer 4 op die album. Ek dink dit is die beste van albei kante van die album. En wat is dan jou least favourite? Ek dink die laaste song, want dit het die verste van die konsep af gestry, maar dit is 'n kind of essential gedeelte van die album van dit hele konsep song. Soos die least favourite nie, dis net so half soos Ja, dis doelbewus intentioneel anders, want Hmm. dit is hoe die album het klaarmaak. Ja. It's essential. Die album sou nie sonder dit ja. dieselfde gewees het nie. Soos 'n weird oom by die Ja. braai. jy weet. Ja, Dit so- bly jou oom. Hy bly Ja. deel van die familie. Ja, jy sing hom maar, ja, ek dink die album sou nie bad gewees het sonder hom nie, maar dit gee vir jou konteks. Yes. Ja, en dan nou laastens Mhm. wil ek 'n paar vinnige vrae vra. Okay. Paar owwe. Okay. Laptopsak of rugsak? Rugsak. Dis sy albumnaam julle. Nou beskikbaar online. Wyn of koffie? Koffie. Rude. Lang hare of kort hare? Lang hare. Jy's kind of nou soos in between vibes. Lang hare, Ja, is dit vir jou minder of meer moeite? dis baie meer moeite. Ja, Dis lekker om dit te hê, okay. maar dis baie warm, dis ekstra Extra shampoo, conditioner. uitgawes en so. So dis mhm. baie lekkerder om te hê, I guess, maar Yes. dis nie so prakties nie. En Spotify of vinyl. Jy weet. Ja, fyn. Dankie Spotify vir Ja, dit dit is gedaan. binne net die hond, wat die hand byt wat jy. Ja, nee, klaar. Ag, I don't know. Is my lekker om nou al op die plaat te sit en te voel of ek Ja. alleen is met die plaat. En dan Soort van. voel ek ook jy voel die musiek. Meer as net wat jy. Oh ja, Ja. ja. Maar met 'n goeie speaker, ek dink goeie platespeler en 'n goeie speaker. Yes. En jy kan nie sonder Yes. jy have to ek weet nie, 'n goeie platespeler is nie goed met 'n slegte speaker nie. So try to get the same Ja. quality of both, I guess. En dan nou what's next? Waar kan ons jou volgende gaan sien? Volgende shows? Jy's besig met 'n toer. Ja. So Aandklank is nou beskikbaar. Julle kan dit luister op waar goeie musiek geluister word. Ons is besig met die skit toer wat ons nou gaan afsluit hier in Suid-Afrika. Ook ons gaan op die kus bietjie toer en dan gaan ons Europa toe volgende jaar met dit met 'n toer daarso. Ons gaan ook Kanada toe met dit. Ja, so daar's nog bietjie van die album wat uitkom en dan nog so 'n paar surprises. En natuurlik die talkshow. So ja, daar's Die baie talkshow. om uit te check. So, as jy Wanneer kan. kom my talkshow? Ons is nou op episode 2. Episode 2 het hierdie week uitgekom, so episode 3 is volgende week. Gaan kyk sy En, talkshow na jy hierdie talkshow. En jy is so welkom vir seisoen 2 Asseblief nooi my. Asseblief. Ek Dit is weet so van jy gaaf. bly. Ek joke. Maar ja, Elandrey, dankie dat jy my gejoin het vandag. Wat 'n eer. Cheers op jou. Dankie dat jy ons genooi het. Dankie vir jou tyd, dankie dat ons bietjie dieper kon delf. En dankie vir julle almal wat gekyk het. Dit is dan nou dit vir hierdie episode. En dan sien ek julle volgende keer met nog enetjie. So tune in volgende week. Dankie. Gaan ons cheers down. Ja man, Okay. magla. Maar klaar. Okay, jy het 'n groter plek. Ek het nie.